Ons is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend via Teams is Hanelet Jordaan. Sy is die Decision Support Services bestuurder en veekundige by BKB. Hanelet, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre Doopie, dankie vir die voorreg. So ons praat nou 'n bietjie vanoggend oor natuurlik julle data-analise, bietjie tegnologie wat julle gebruik om die produksieketting te optimaliseer. Wanneer ons praat oor vertikale groei in die konteks van 'n lamkraal, kan jy vir ons bietjie daai konsep verduidelik en presies wat dit beteken en hoekom is dit belangrik? Yes, nee, baie dankie Doopie. Ek dink daar die afgelope ruk het soveel vrae uit die produsente se kant het wat gebeur in die volgende fase van hulle lammers. En baie keer word groei dalk gemeet, ek wil amper sê horisontaal. So vertikaal is bietjie gekies om te sê, maar hoorie, dit wat ons het, hoe kan ons dit verbeter? Hoe kan ons dit gebruik wat tot ons beskikking is om dit te optimaliseer? Op die einde van die dag wil ek amper sê, die groei boontoe te maak sonder om iets meer by te koop of so. So die groot behoefte het begin by 'n groep boere in Hannover. 2024 was dit die eerste groep inname van lammers gewees en daar het hulle gemeet en daar het nog vrae gekom. 2025 het ons nog meer lammers en daar het ons nog meer betrokke geraak. En dit gaan as om te leer oor hoe kan dit in die volgende fase, hoe kan my lammers doen net om die potensiaal van te sien, van baie keer al stop die ketting op die plaashek, maar hiermee kan ons wys hoe is daar 'n terugvoerketting na die boer toe. Ons wil die week die voorreg gehad om die 3de jaar af te skop met 702 lammers wat Dinsdag ingeskryf is. So alles gaan oor wat kan ons meet om vir die produsent inligting terug te gee sodat hy kan besluitneming doen. Hoe kan hy sy bestuur dalk verander of iets doen sodat hy sy produk wat hy lewer so optimaliseer tot die beste van sy vermoë. So ek neem aan met 'n tipe projek soos hierdie, veral as dit jaar op jaar verbeter en daar meer lammers bykom, data is baie belangrik om seker te maak dat jy goeie afleidings kan maak. Natuurlik, ek dink en veral in ek wil sê wêreldwyd raak data al hoe meer. Maar nou data is die datapunt. Die groot geheim is om daai data om te skakel na inligting om dit al vir intelligensie te gebruik. So die lekker deel hiervan is ek wil sê boeretaal inligting wat ons kan op die einde van die dag vir die ou teruggee wat verstaanbaar is, wat 'n antwoord gee wat nie net gebaseer is op dalk 'n perspektief of 'n opinie of en die bedryf het ook verander. So dit wat dalk 30 jaar geldig was, is nie meer nie. En hiermee kan ons nou wil ek sê soos wat die spreekwoord sê, swart op wit bewyse lewer oor wat gebeur onder sekere omstandighede met die ou se diere. So Hanelet, jy het nou 'n bietjie genoem dat jy weet daar is sekere tendense wat nou al 30 jaar of ouer is as dit kom by skaapboerdery, maar hoe verskil hierdie benadering van tradisionele skaapboerdery in terme van die waarde vir die produsente? Yes, nee, baie goeie vraag daar. Ek dink die belangrikste gedeelte is die afgelope 30 jaar is seker die grootste vooruitgang tegnologie. So dit wat al 30 jaar terug was die beste wat daar was wat ons kon gebruik vir besluitneming. Soos wat die tegnologie en alles gevorder het, is daar soveel meer beskikbaar om daai keuse te maak. En juis omdat die ou met 'n geruste hart, ek wil sê met feite en met wat hy sê intuïsie en wil sê sy ervaring op die plaas het, kan hy die beste besluit maak wat die beste ekonomiese besluit as ook vir die volhoubaarheid van sy boerdery is. Nou, as ons nou praat oor hierdie tipe data, watse data het julle nodig om te versamel? Watse tipe data word gebruik om dan lamgroei en prestasie te meet? OK, so die belangrikste natuurlik in die voerkraalbedryf sal gewig wees, maar behalwe dit is jou mees ekonomiese faktor gaan wees is hoe goedkoop kan jy dit kry van elke kilogram wat jy toevoeg het winspotensiaal. En dit kom alles terug na groei toe as ook voeromset. So in hierdie projek, elke 2 weke het ons gewigte wat ons meet, ons weet die groei, ons weet die voer wat per kraal ingaan, ons het selfs die lammers word geskeer, dat ons die vaggewigte neem, as ook hulle mikrons, die veseldikte, wat ook die prys bepaal van daai kilogram. So alle aspekte wat die ekonomiese impak het, word gemeet binne die vermoë van die stelsel. Help nie ons met iets wat nie vir ons 'n antwoord kan gee nie. So ons fokus op, omdat daai ekstra kom ons noem die woord moeite is, wil ons seker maak dat dit wat versamel word, het 'n ekonomiese antwoord. Waar groeie en gewigte, natuurlik pryse van jou grootste waardes is wat versamel word. Hanelet, so hoekom is iets soos die gemiddelde gewigstoename so 'n belangrike maatstaf?
Natuurlik die GDT wys die tempo waarteenoor die dier groei. Maar in samewerking met die voer is dit belangrik om te weet maar hoeveel eet hy om daai groei te maak. Maar 'n dier wat positief groei is in 'n goeie toestand. 'n GDT, as ek sommer die afkorting daarvoor kan gebruik, as hy val onder 'n sekere vlak, kan mens kyk maar hoorie, is daar dalk iets wat fout is? Is dit die water, is dit die skaduwee? En dan natuurlik weeromstandighede speel hier 'n groot rol. Ons het laas jaar gesien daar was 'n bietjie van 'n koue front. Dit het veroorsaak dat die dier natuurlik die energie meer gebruik om hulself te behou as om te groei. So dis 'n eerste maatstaf om te weet maar wat gaan aan in my voerkraal? Is alles besig om op, ek wil die Engelse woord on track te wees, of is daar iets waarna ek moet aandag gee? So dis weer eens 'n bestuurstool om te sê wat moet gebeur. En natuurlik die sekere insetkoste is daar 'n gelykbreekpunt op 'n GDT, maar dit verskil vir elke stelsel anders volgens sy stelsel. Ek wil sê daar is nie om te sê elke stelsel het 'n minimum of 'n maksimum nie. Dit gaan oor daai individu se stelsel. Annelet, ons gaan nou verder gesels. Ons gas op Groot Plaas vanoggend, Annelet Jordaan, sy is Decision Support Services bestuurder en veekundige by BKB en ons is nou terug net hierna. Welkom terug op Groot Plaas en ons gas vanoggend Annelet Jordaan, sy is Decision Support Services bestuurder en veekundige by BKB. Ons gesels 'n bietjie oor voerkrale tegnologie en data-analise om die produksieketting te optimaliseer. So Annelet, ons het nou so klein bietjie gepraat oor die data wat jy gebruik, maar wanneer ons nou praat oor die volwaardeketting, veral as dit kom by lammers, hoe dra wolinkomste by tot die totale winsgewendheid van die lammers? Yes, natuurlik as jy gaan kyk na, ek wil sê jou woltipe skaap, meer vleistipe skaap. Nou op einde van die dag is dit ook 'n deel. Dit is as jy hom nie het jy hom nie. Maar dit kan baie keer dalk jou dier wat dalk so bietjie minder in sy vleis is, daai ekstra gedeelte gee. Natuurlik speel elke mark se pryse ook 'n rol daarmee, maar dit is definitief die ekstra waarde toevoeging. En ons sien al hoe meer dat daai lammers nie terug te staan vir groei en so nie, en dat die wol 'n merkwaardige deel kan byvoeg. Ek dink van ons volgende projek is of weet, maar hoorie, wanneer in die ketting is dit die optimaal om hierdie dier te skeer om daai waarde optimaal te hê. En dis een van die dinge wat ons lekker hierdie jaar nog verder gaan ondersoek, is die wol aspek in geheel in terme in hierdie ketting. Nou in daai waardeketting natuurlik ook, en ek dink meeste van die boere wat met skaap boer wonder altyd wanneer is die perfekte tyd of optimale tyd om die lammers te slag. Hoe bepaal julle wanneer hierdie tyd dan nou reg is uit die data wat julle al versamel het? Yes, ek dink hoe al hoe meer relevant raak is elke dier, elke ras, ek wil sê amper elke geslag het 'n plek wat half, ek sê amper 'n plateau bereik. Nou wat ons in hierdie projek doen is ons samel al die rasse, die groei en alles in, is dit nou die optimale slaggewig in samewerking met die gradering. Nou enige gewig wil ek sê netjie van 40 kg af het sy gradering, maar op die einde van die dag soek ons die karkas ook so groot as moontlik binne die optimale kosteprys sonder om oorvet te wees. So dis hoekom die diere 2 weekliks geweeg raak om te bepaal wanneer dit reg is. Soos wat die dier reg is, moet hy geslag word volgens sy gewig wat saam met sy ras en sy kondisie loop, sodat ons nie 'n dier te vroeg of te laat slag nie, want beide van daai kan finansiële verliese hê as vir die pryse wat verskil. So ons het 'n vorige keer probeer as almal gelykslag. Die oomblik wat jy almal sê gelykslag, is daar soveel variasie dat op die einde van die dag kom ons terug gemiddeld toe waar jou toppresteerders maar moet cover vir jou diere wat nog te lig is. So gewig is 'n belangrike rol. Van te lig verloor jy jou karkaswaarde, te swaar is daar kans vir oorgradering. So dit is hoekom ons dit weeg binne volgens die ras, die geslag, om seker te maak die regte diere. Wat byvoorbeeld 'n voorbeeld, hierso by 48 is 'n optimale gewig as tot daartoe kan gaan vir jou ramme, maar kom ons sê 'n oetjie van 45 af, so dit sal binne die konteks bepaal word wanneer hy optimale tyd is. So vandat julle hierdie projek afgeskop het, is daar enige verrassende bevindinge wat julle uit die projek uit geleer het? Ja, ek dink daar's 'n hele paar, maar ek dink van die belangrikste om te weet is daai elke kilogram het winspotensiaal. Ek dink baie keer wonder 'n ou moet hy dit self afrond, moet hy dit verkoop. Nou hierdie is glad nie te sê ou moet self afrond nie, maar dat jy som kan sien is wat dit gebeur. Natuurlik nou as ek nou sê amper wil ek sê elke kilogram toevoeg het winspotensiaal is.
die optimale tyd. Baie keer het mense gedink dalk op 35, 32 begin af te rond, maar hierso tussen 28 en 30 lê winspotensiaal. Dan verder is dit die effek van inname. Dit was baie keer gemiddeld, maar soos wat die weer en alles die invloed, kan ons nou regtig sien, maar hoeveel actually eet 'n dier meer as dit koud is of dalk warm is, om daai bietjie meer te kwantifiseer. Ek dink dan die lekkerste is dat hoe die boere, die produsente nie verbaas is nie, maar so opgewonde is oor die potensiaal van die lammers. Dink baie keer omdat dit al gestop het by die plaashek, nooit hy terugvoer geweet nie. Maar alles wat die ou nou terugkry oor sy lammers is amper wat ek sê interessante inligting wat nooit voorheen daar was nie. En dan die effek natuurlik van al die verskeie faktore en nou die volgende stap in die waardeketting wanneer dit geslag word om daai data ook terug te sit en sê maar hoorie, dit is nie net groei nie. Ek dink baie keer het die ouens gesê ons wil 'n sekere minimum groei hê en dis al winsgewend. 'n Dier kan optimaal groei, maar as hy ander faktore nie reg is, gaan hy ook nie geld maak nie. So ons verwys amper na die 6 hooffaktore van 'n voerkraal-winsgewendheid en die grootste lekkerste leer was hoe alles, ek wil sê die ander goed behalwe die GDT, wat is hulle rol om hierdie som te laat klop? As ons nou praat oor praktiese raad wat jy vanoggend kan gee vir ons boere, wat sal dit dan nou wees? Die grootste is seker amper die tipe ou vierhoutjie boksies. Eers is dit gaan oor bestuur. Ons kan alles hê, maar om daar te wees, te sien wat aangaan en 'n besluitneming te maak op wat feite is. Ons sê maar hoorie, okay, ons weet as dit koud is, dis hoe die dier reageer. Hulle kort vars water. Die praktiese goed is die basics. Kom ons doen die basics reg. Van daar af kan ons die volgende stap neem en dan die mag van data is ongelooflik in so 'n stelsel. Net so vinnig, ons het so 30 sekondes oor hoe het produsente se deelname en betrokkenheid oor tyd verander met hierdie projek? Dit is so lekker, van die begin was daar op die basiese, toe sien ons iets en elke jaar raak hulle meer betrokke, daar kom meer vrae. Dis nie meer ons aanvaar dit is hoe dit is nie. Dit gaan oor wat as ons hierdie doen, wat gaan gebeur? So die opgewondenheid en die hoop in terme van die landboubedryf en die kleinveebedryf is wat die lekkerste is, omdat daar ietsie anders is wat ons nou kan bied. Annelet, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dat jy met ons gesels het. Dis Annelet Jordaan, sy is hier Decision Support Services bestuurder en veekundige by BOKB. Dis groot plaas vir vanoggend. Ons hoop hierdie week 'n lekker saterdag kuier en jy moet 'n veilige naweek hê. Ons kuier dan weer maandagooggend saam.